Fantasties, altyd. Ek het jare gelede gepraat oor hoekom hou ons kerk op Sondag. By geleentheid het opgevang en duisende mense het na hierdie boodskap geluister. Ek kry hierdie vraag nogal heel wat gekry en ek wil daarom vandag met jou praat oor waarom hou ons op Sondag kerk? Ons almal weet dat ons kan op enige dag van die week kerk hou. Ons kan letterlik elke dag kerk hou, want Christus is elke dag in ons lewe. En daarom wil ek met jou oor hierdie interessante onderwerp praat. Hoekom is Sondag nou juist die hoofdag waarop ons kerk hou? En dan moet ek ook aan 'n baie interessante onderwerp raak, die Sabbat. Hierdie gaan vir jou insiggewend wees, eye-opening, en dit gaan net vra vir jou antwoord. En dis belangrik dat ons hierdie dinge ook sal verstaan, insig daarop sal hê. Nou ja, ons weet dat die Sabbat aan die volk van Israel gegee is. Dis mos die 4de gebod, en ek reken baie van die het geweet dat daar altesaam 613 wette in die Ou Testament is, die wet van Moses. 613, waarvan die 10 gebooie, 10 van daardie 613 is, en die 4de gebod, die Sabbatsgebod is dan die ene waarop hulle, die Jode, die Sabbat moes onderhou. Dat hierdie vir die Jode gegee is duidelik, en dat dit nie vir die nie-Jode gegee is nie, is ook baie duidelik. Die Bybel sê daar in Deuteronomium 5 vers 1, en as jy hierdie nota wil bekom, stuur gerus vir my net 'n WhatsApp met die woord Sabbat, en dan stuur ek vir jou hierdie nota. Die Bybel sê daar in Deuteronomium 5 vers 1, en Moses sê die hele Israel laat roep, let wel Israel. Hoor Israel, die insettinge, verordeninge wat ek vandag voor julle ore spreek. Julle moet dit leer. Spesifiek, jy kan maklik sê dit was net hulle, maar hy gee hulle die opdrag, hy sê julle moet dit leer. Hy sê nie ander nasies nie, die Here God het behoor met ons, sê hy vir die Jode, 'n verbond gesluit. Soos dis vir die Jode, nie met ons vaders nie. Nou sê die Bybel in Exodus dieselfde gedagte, dat hierdie wet van die Sabbatsonderhouding, dis hoekom ons nie meer op die 7de dag kerk hou, as ons hoofdag, ons kan op enige dag nou kerk hou. Nou sê die Bybel in Exodus, die volgende, vers 13 van hoofstuk 31 het Moses gepraat. Hy sê, of die Here sê vir Moses, spreek met die kinders van Israel en sê, julle moet sekerlik die Sabbat onderhou. Dit is 'n teken tussen my en julle geslagte. Met ander woorde duidelik, dis 'n verbond tussen God en die Jode. Vers 16, en die kinders van Israel moet die Sabbat onderhou, deur die Sabbat te vier in hulle geslagte. Hy sê nie in alle geslagte van alle mense nie. Vers 17 van hoofstuk 31, tussen my en die kinders van Israel is dit vir ewige insetting. Soos voor ons praat oor hoekom ons nou juist die Sondag as ons hoofkerkdag sien, ons weet ons kan enige dag kerk hou, elke dag, en ons doen dit ook. Wil ek net eers vir jou verduidelik, hoekom die Saterdag of dan die Sabbat, soos mense dit noem, kom ons noem het dan nou die Sabbat, hoekom ons nie juist dit ons hoofkerkdag noem nie. Die Bybel is baie duidelik dat dit vir die Jode gegee is as 'n dag. Wat was die betekenis nou van die Sabbat juist vir hulle, voor ek oor ons dag praat, waar ons by mekaar kom, namelijk die eerste dag van die week. Wat was dan die betekenis van hulle? Wel, dis baie duidelik in die gedeelte wat ek nou gelees het in vers 13, dat die Bybel sê, dis 'n teken tussen God en hulle, tussen die Jode. Nie tussen die nie-Jode, nie tussen God en die Jode. Dit is 'n teken dat God 'n verbond met hulle het. En God het tot vandag toe, dit is die verbondsvolk van die Here. Tweedens, hoekom dan nou 'n Sabbat? Die Bybel sê, hulle moet op daardie dag dink dat hulle uit Egipte uitgelei is. Nou ek en jy was nie slawe in Egipte nie, maar die Bybel sê in Deuteronomium 5 vers 15, jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was, en die Here jou God het jou daarvandaan uitgelei deur 'n sterke hand. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbat te hou. Soos dis hoekom dit nie vir die nie-Jode is nie, want dis vir hulle om soos 'n feesdag te hê, om te dink dat hulle uit Egipte gelei is. Dis net so goed 'n nasionale vakansiedag van Suid-Afrika. Dit word nie in ander lande, deur ander nasies of volkere gevier nie, want dit is nie op hulle van toepassing nie. Hierdie is vir die Jode gewees, soos dis 'n nasionale ding, wat weekliks moes hulle daaraan dink, dat die Here hulle uit Egipte uitgelei. Daar het ook nie iets soos die Sabbatsonderhouding of so 'n bevel gewees voor die wet van Moses nie.
Dis vanaf die wet van Moses totdat Christus gekom het, en daaroor gaan ek net vir jou meer sê. Die wet van Moses was in elk geval net tydelik, en ek weet baie mense sal nou wonder hoekom sê ek so, ek gaan dit vir jou uit die Bybel uitlees. Die wet van Moses was net 'n tydelike ding, dat dit duidelik is dat dit net tydelik was, is oorweldigend in die skrif, en daaroor sê Galasiërs onder andere iets. Wat beteken die wet? Dis nou die 613 wette. Wat beteken die wet, sê Galasiërs hoofstuk 3 vers 19? Ja, die Gees van die Here lê op my hart om vir jou te sê, dis so 'n belangrike ding hierdie, dat jy moet dit vat, want anders verwerp jy Christus. Ek moet dit vir jou lees. Wat beteken die wet dan? Dis bygevoeg, sê die Bybel, Galasiërs 3 vers 19, weens oortredinge, totdat die saad, aan wie die belofte gedoen is, sou kom. Die saad word in verskillende vertalings, word het met 'n hoofletter gespel, en jy sal ook sien in jou verwysingsbybel, soos in die Amplified byvoorbeeld, sal daar staan Christus, soos die wet is bygevoeg totdat Christus sou kom. Net totdat die belofte van Genesis 3, die moederbelofte, totdat dit vervul is, van die saad van die vrou, wat die Satan sal verbrysel, net totdat die saad sou kom. Ga kyk in jou verwysingsbybel waarna dit verwys. Christus wat gekom het. Die wet is net gegee totdat, soos die wet was tydelik, die 613 wette, dit is net gegee totdat Christus sou kom, en Christus het nou gekom, soos dit het reeds gebeur. Die wet, wat ons nou 430 jaar na Abraham aan Moses gees, was dan net vir 'n tydperk, van Moses tot by Christus. Romeine 10 vers 14 sê dit baie, vers 4 liewer sê dit baie duidelik ook, dat die wet net tydelik is, en daaroor is daar baie skrifte in die woord. Hy sê, want Christus is die einde van die wet, tot geregtigheid vir elkeen wat glo. Soos met ander woorde, as jy die wet aan vashou, dan verwerp jy Christus. Daar is so 'n skrif wat dit ook duidelik sê, jy verwerp Christus, want Christus is die einde van die wet. Die oomblik as jy Christus aanneem, dan sê jy, ek glo dat hy nou die einde van die wet is, dat ek in 'n nuwe dispensasie lewe. Nou, van die reëls van die Ou Testament is in die Nuwe Testament herhaal. Het jy geweet dat van die 10 gebooie word 9 van hulle herhaal, en ek praat met jou vandag oor hoekom hou ons hoofsaaklik op die Sondag kerk, sodat dit vir jou 'n eye-opener kan wees. Wat vier ons daardeur? Waarom is daar 'n feesviering is, soos wat ons sekere dae in sekere lande het, wat hulle as nasionale vakansiedae het? Hoekom hou ons op die Sondag, die eerste dag van die week kerk? Maar eers net dit, van die wette word herhaal, of reëls in die Nuwe Testament, en dan is dit 'n Nuwe Testamentiese reël weer. Soos kom ons kyk, het jy geweet van die 9 van die 10 gebooie, of 10, van die 10 gebooie word 9 in die Nuwe Testament herhaal. Raai watter ene word nie herhaal nie. Eer jou vader en jou moeder word herhaal. Dit is mos nou, volgens die Bybel sê die woord van die Here, dit was die 5de gebod, hy word herhaal in Efesiërs. Maar die Sabbat word nooit weer herhaal nie, want dis nie iets wat ons hoef te hou, of moet hou nie, dis die einde, dis verby, want ons is nie Jode, en ons hoef nie te vier dat ons uit Egypte uitgelei is nie. Maar waarom hou ons dan nou kerk op die Sondag? Wel vriende, soos julle weet, die Sondag is die eerste dag van die week, en dis die dag waarop Christus uit die dood uit opgestaan het. Elke Sondag as ons by mekaar kom, dan vier ons dat hy leef, hy het opgestaan. Hy leef, hy het opgestaan. Dis hoekom ons dit as 'n nasionale dag in die gelowige kerk het, die kerk van die Here Jesus Christus, om elke eerste dag van die week by mekaar te kom. Hy leef, hy het opgestaan. In Johannes 20 vers 1 staan daar, en op die eerste dag van die week, kom Maria Magdalena vroeg, terwyl het nog donker was, by die graf, en sien die steen van die graf is weggerol, want hy het op die eerste dag van die week opgestaan. Om hierdie rede kom Christene oor die wêreld op die eerste dag by mekaar. Ons weet, dit is elke dag van die week kerk nou, en ons hou ook konferensies, en ons hou ook elke dag van die week kerk, verskillende dae van die week hou ons kerk. Maar daar is nêrens 'n gebod wat sê ons moet op die eerste dag van die week kerk hou nie, en daar is ook nêrens 'n gebod, 'n wet wat sê ons moet op die 7de dag kerk hou nie. Ons doen dit om sy opstanding te vier. Daar is ook nêrens, ons doen dit ook nie om die Sabbatsgebod te vier nie, want die Sabbatsgebod bestaan nie meer nadat Christus gekom het. Dit het verby gegaan. Al wat ons weet is dat ons nie die onderlinge byeenkomste moet nalaat of versuim, of dit moet
mis, of het nie moet bywoon nie, want die Bybel sê, laat ons onderlinge byeenkomste nie versuim, so sommige die gewoonte het nie. Laat ons mekaar vermaan en aanmoedig om het by te woon. Maar, laat hulle op die eerste dag by mekaar gekom het, is duidelik, dwars deur die geskrifte in die Nuwe Testament, en ek het so 'n lysie van vrae opgestel, so 'n paar vrae wat ek antwoorde voor wil gee, en soos ek gesê het, jy is welkom om hierdie nota te kry, as 'n geskenk van my en jou, as jy vir my die boodskap stuur, net 'n boodskap, dis gratis, net 'n boodskap stuur met die woord Sabbat, dan WhatsApp ek het vir jou, WhatsApp werk so lekker en so gerieflik, en dan jy het op jou foon, en jy kan het uitdruk en aanstuur, as jy het vir iemand wil aanstuur. Nou my eerste vraag is, waar en wanneer het Jezus of sy apostels, of enige ander skrywer in die Nuwe Testament bevel gegee, dat nie Jode die Sabbat moet onderhou? Was daar so bevel door Jezus of sy apostels, dat ons die Sabbat moet onderhou, of tenminste na sy kruisiging, dat ons die Sabbat moet onderhou, het sy apostels so iets geskrywe? Vriend, daar is geen so bevel, door Jezus of sy apostels, dat ek en jy die Sabbatsgebod moet onderhou nie, want tevens, daar staan eerder, dat die wet tot niet gegaan het. Kan jy glo tot niet? Daar is een skrif wat sê, dat daar nie een Jood aftitel van die wet sal voorbij gaan, totdat het vervul is. Dit is reeds als vervul in Christus Jezus. Nee. Is daar enige skrif in die Nuwe Testament, wat aantoon dat nie Jode die Sabbat moet onderhou? Is daar so een skrif? Daar is nergens so een skrif in die hele Nuwe Testament nie. Het is net om jou te help hiermee, dat jy vry is, my vriend, dat jy in Christus vry is. Nou vriend, waarom is daar dan mense in vandagse tyd wat aandring, dat ek en jy wat nie Jode is, die Sabbat moet onderhou? Hoekom is daar sulke mense? Ek weet nie. Daar is geen Bybelse opdrag, dat ons die Sabbat moet onderhou nie. Want Christus is die einde van die wet, sê Romeine 10 vers 4. Hulle hou iets wat nie nodig is nie. Dis net so goed, jy stop by 'n plek waar daar nie 'n stopstraat is nie. Jy stop op 'n highway, daar is nie 'n stopstraat nie, jy hoef nie te stop nie, jy stop op plekke waar jy nie moet stop nie. Die skrif is duidelik, dat die Sabbat 'n teken is tussen die Jode en God, tussen die kinders van Israel en God. So sê Exodus 31 vers 17, tussen my en die kinders van Israel is dit 'n ewige insetting, 'n teken, want in 6 dae het die Here die aarde, die hemel gemaak, op 7de dag het hy gerus, is 'n teken tussen Israel en God. Is het so dat, nog 'n vraag, is het so dat Paulus gesê het dat die wet moes vergaan? Is dit so? Paulus het in Efesiërs dit geskryf, hy sê in Efesiërs 2 vers 15, deur het hy in sy vlees die vyandskap, hy noem die wet vyandskap, deur het hy in sy vlees die vyandskap tot niet gemaak het, naamlik die wet van gebooie wat uit insettinge bestaan. Hy het dit tot niet gemaak. Efesiërs 2 vers 15. Vraag nommer 6. Die tydperk waarvoor die wet gegee is. Het die tydperk van die wet verval toe Christus gekom het? Galasiërs 3 vers 19 het die antwoord. Wat beteken die wet dan? Dis weens oortredinge totdat die saad, wat Christus is, totdat die saad, aan wie die belofte gedoen is, sou kom. Dis totdat, en ons weet Christus het gekom. Net so 'n bietjie vrae en antwoorde rondom hierdie onderwerp vir jou, is net 'n lekker lerende onderwerp vandag. Romeine 7 vers 6, die vraag is, het die tydperk verval waarvoor die wet gegee is die tydperk al verby? Baie reëls is mos net vir 'n tydperk. My kinders moes 'n sekere tyd met 'n kind mos in die huis wees, as hulle nog in die huis is, maar as hulle groot is, het die tydperk verval. Nou kom ons kyk, Romeine 7 vers 6 sê, nou is ons ontsla van die wet waardeur ons gebonde was. Wow. Jy is ontsla van die wet waardeur jy gebonde is. Nog 'n vraag wat ek gevra het hier is, as Christene verplig is om die Sabbat te onderhou, veronderstel Christene is verplig, waarom word dit nie duidelik in die Nuwe Testament beveel nie? Die antwoord is, dit word nêrens in die Nuwe Testament beveel, dat is die Sabbat moet onderhou nie. Nie in een van die sendbriewe van Paulus, of van een van die ander apostels nie, ook nie in die 7 briewe wat Jesus Christus gegee het, in die eerste boeke van Openbaring nie. Paulus het nêrens melding gemaak nie, Johannes het nêrens melding gemaak nie.
En dan het ek nog 'n vraag gevra, hoe verklaar ons dat die kerkvaders wat in die eerste 3 eeue na Christus geskryf het, praat van die eerste dag as die dag waarop Christene by mekaar gekom het? Dis 'n vraag wat ek vra hierso. En die antwoord is, Christene van vandag kom nie op Sondag by mekaar om die Sabbatsgebod te onderhou nie, want die Sabbatsgebod bestaan nie meer nie. Die gebruik van Christene om op Sondag by mekaar te kom, kom vanuit die gebruik van die eerste Christene, wat hulle gehad het om op die opstandingsdag by mekaar te kom, en dit staan in Johannes 20 vers 19, as jy het wil neerskryf, dit staan in Handelinge 20 vers 7, dit staan in 1 Korintiërs 16 vers 1 en 2, hulle vier die opstanding van Christus. En dan nog 'n vraag, is daar skrifte in die Bybel wat sê dat die mense nou wel op die eerste dag nagmaal gehou het en offergawes opgeneem het? Ja, daar is 'n skrifte, maar interessant, daar is nie skrifte wat sê hulle het op ander dae gedoen nie. Daar is definitief skrifte wat sê hulle het op die eerste dag, of dan nou die Sondag, dit gedoen. Ja, die disciples het op die eerste dag, het hulle die opstandingsdag gevier en nagmaal gehou en offerandes opgeneem. Dit staan in Handelinge 20 vers 7 en ook in 1 Korintiërs 16 vers 1 en 2. Hulle het alles op die eerste dag gedoen, vriende, en daarom hou ons dit nog steeds op die eerste dag. Na 2000 jaar, vier ons nog steeds, elke keer wanneer die eerste dag kom, wil ek jou aanmoedig om jou klere netjies aan te trek, of hoe jy ook al kerk toe gaan, om jou gereed te maak net ten minste, soos wat jy jou gereed maak, waarvoor, as jy winkel toe gaan, maak jy jou gereed daarvoor, of van familie gaan kuier, maak jy jou gereed, wil ek jou aanmoedig om jou ook elke eerste dag van die week gereed te maak, om na die huis van die Here te gaan, of dan na die samekoms, of soos Hebreërs dit noem, moenie die onderlinge bijeenkomste versuim, jy maak jou gereed om te gaan, want is vier dat hy lewe, en hy het opgestaan. Jy moet volgende keer onthou as jy kerk toe gaan, dat jy eintlik dit vier, dat hy lewe, en hy het opgestaan. En hierdie waarheid sal jou vry maak. Die Bybel sê, jy sal die waarheid ken, en die waarheid sal jou vry maak. Dit was lekker vir my om met jou te praat oor hierdie eintlik kosbare lering, dat ons elke week vier, sy dood en sy opstanding, dat hy leef en hy het opgestaan. Mag die Here jou seën, ek het lekker vandag saam met jou gekuier, tot volgende keer, dan praat ons weer uit die woord uit, oor hierdie opstandingsboodskap. God love you, bye!